Goeiedag kykers. Wat 'n voorreg is dit vir my om vandag hier te sit by Frik, hier in Vredenburg, in Frik Sewing Machine, se naaimasjienwinkel. Ja. Wat 'n ongelooflike plek is dit, met die grootste en die rykste geskiedenis wat ek regtig in 'n baie lang tyd gehoor het. Baie welkom Frik. Nee, maar baie dankie vir die besoek, Althea. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om 'n bietjie vandag by jou te kuier en van die geskiedenis van hierdie besigheid te hoor, want dit is voorwaar 'n familiebesigheid. Hoeveel geslagte is dit? Dit is nou 3 geslagte. Ek is die 3de geslag en my kinders is die 4de geslag en ek het kleinkinders wat ook kan elkeen het hulle eie naaimasjien. Tussen hierdie klomp naaimasjiene het hulle begin met die ou handmasjienkies, die reguitstuk masjienkies, die ou Duitse Frik naaimasjienkies met die slingertjies en die singers en so aan. Hier speel gereeld en werk al op die masjiene die 5de geslag, ja. Maar ek self is die 3de geslag. Die jongste van 5 kinders. Ek is die 3de geslag. Maar vertel vir ons, jy het vir my gesê jou oupa het hierdie ongelooflike plek gestig. My ouma was 'n kleremaakster, hoedemaakster. Sy was 'n raakvatter gewees. Johanna Jacoba, en sy was op Woester gewees. En in daai jare het die mense ons verskriklik deftig aangetrek. As hulle enige plek gaan, is hulle aangetrek. Hulle het nog die volstruisvere en die hoede en die goeders gedra. My ouma het 7 naaimasjiene gehad. En so sy het haar besigheidjie daar gehad. En my oupa, Adrian Martinez, hy was 'n tegnikus by die ou poskantoor gewees. Hulle het nog die telefoonlyne daar aangelê, Woolsley, Ceres, Woester en so aan. Het hy nog die seder telefoonpale en goeders het hulle nog geplant en aangelê. En op 'n manier, ek weet nog nie presies hoe hy nou by my ouma uitgekom het, hulle het maar seker ook aan die telefone en die goeders gewerk daar. Toe vra my ouma vir hom, maar weet jy iets van 'n naaimasjien af? Toe sê hy werk nou nie eintlik op naaimasjiene nie, maar hy was 'n meganies talentvol gewees, want ons afkoms is mos maar eintlik soos. En toe het hy aan my ouma se naaimasjien begin stel en die naaimasjien reg gekry, en nie lank daarna nie is dit toe die vriendinne se masjiene en so het maar aangegaan. En dat hy hulle twee is toe 'n koppel, kan ek nou sê. En toe is Frik naaimasjiene gestig in Woester 1916. Ja. En ek weet nou nie presies of dit 1916 was wat hulle oorgetrek het Ceres toe. Hulle was toe in Ceres gewees, daar was 'n brand in die winkel gewees en toe het hulle nog 'n rukkie aangegaan en toe het hulle tot 1937 toe het hulle getrek van Ceres af. Daai jare was dit mos nog 'n highway gewees Johannesburg toe. Maar toe hulle in 1937 oor 35, dit was 31 Voortrekkerweg, het dit toe verander na 35 Voortrekkerweg Parow, daai tyd. En die winkel was daar gewees tot omtrent in Parow het hulle al die jare langs die Rooms-Katolieke kerk in Parow. Ja. Dit was later 'n landmerk. Ja. Mense het geweet presies waar dit is. En toe het omtrent so in die jaar 2009 om en by is die eiendom toe verkoop en want my ooms familie, die aandeelhouers het te oud geraak en hulle het ook maar op pensioen gegaan en die jonger aandeelhouers het hulle eie besigheidjies begin. Party van hulle huis af, maar ek het hier aangekom ook deur my pa wat hierdie roadtrips gedoen het met die naaimasjiene, stiptelik een keer 'n maand het hy gekom vir 'n week lank. Dan bedien hy die mense op die Weskus. Jacobsbaai, Paternoster,
St Helena Bay, Velddrif, Hopefield, Velddrif Laaiplek, Langebaan, Saldanha Bay het hy so gekom en dan gaan doen hy so rond is met die kan ek nou maar sê, die vrugwyn, die vrugvoertuig, ook met die vrugsteinery op. En het hy ook die masjienkies en dinge reggemaak. En maar in elk geval, ek het hier, hy was toe vir 'n operasietjie gewees in die hospitaal en ek saam met sy helper het hier in 1987 toe kom ek op die eerste keer ry ek hier verby die perseel. Toe sê sy helper Freddie Oktober vir my, Pieter, hierdie perseel moet jy koop. En sodat ek het maar nie geld nie, jonk. Ek het toe geteken, in elk geval gesukkel om 'n lening te kry daai tyd, maar ek het toe hier oop gaan maak. 3 Januarie 1988 het ek hier oopgemaak op hier in Pleinstraat, hoek van Plein en Langstraat, Vredenburg. Ja. So ja, ek is al die jare hier. Ek het maar begin ook so op die pad uitwerk, die verskillende skoue gedoen en op daai stadium met my paal nog die masjiene ingevoer van Japan af en so het as dit van hier af versprei na die platteland oral in die omgewing. Ons is 'n familiebesigheid wat meestal gekonsentreerd was van die ou dae in die ou Weselike provinsie en so eintlik in die Wes-Kaap. Maar soos ek sê in die 60s en in die 1970s het my paal reg oor die land. Alhoewel ons skere en belmasjiene stuur reg oor die land en buurlande, is ons maar meestal hier in die Wes-Kaap gevestig. Maar jy het nou vir my vertel vir my van daai pragtige groen vrugmasjien. Jou pa was waar gewees? Ja, vertel 'n bietjie vir ons kykers, kyk hierdie pragtige masjien. Ja, hierdie is eintlik ons tradisionele masjien wat my pa oorgegaan het Japan toe. Ook nog daai jare 1960s met die motoriese vliegtuig met die propellertjies en goed het hy oorgegaan Japan toe. Met die idee, daai tyd sy ondervinding om 'n foolproof naaimasjien, no nonsense, foolproof, betroubare 'n masjien te ontwerp saam met die Japanners wat die job kan doen. So toe het hy oorgegaan in die masjien ontwerp saam met die Japanners volgens sy spesifikasies met ons familienaam op. Maar ek wil ook net sê dat voor die modelle het ons masjiene gekry van Duitsland af in die laat 50s, laat 50s. Dit het gekom uit die Heidenooi en die Gritsner fabrieke Japan. Verskoon tog Duitsland. En maar soos ek sê, in die 60er die masjiene wat die meeste versprei is die masjiene van Japan af, die groen tradisionele vrugmasjiene. So ja en ons gebruik nou nog die masjiene, hulle is in sirkulasie, mense wat sterk werk op soos gordyne en daai tipe dinge en 'n betroubare straightforward masjien soek is nog steeds aan die go. Yes, dit wil gedoen word. Dit wys vir my dis kwaliteit soos dit moet wees. Ja, nie beslis. Wat se dienste bied julle vir ons kykers en in watter omgewing? Jy sê nou julle werk landwyd en julle werk eintlik verder as landwyd want julle stuur die masjiene op en af ook. Hoe werk julle? Huidiglik is ons basis hier op Vredenburg en mense stuur hulle masjiene deesdae met 'n koerierdiens en so aan. Of as ek byvoorbeeld in die Cederberge kom, Klein Willem area of ek ry verby Pakketberg of so, dan reël ons, dan kan ons die masjiene optel. Maar soos ek sê, deesdae met petrol koste goed wat ek maar duur is, stuur die mense maar hulle masjiene met koerier. Ek doen die masjien klaar en dan ons soek maar altyd probeer van ons kant af ook 'n geleentheid kry as vir iemand hoor wat sê maar nou byvoorbeeld Porte wil toe gaan of so. So ons maak altyd 'n plan. Daar's altyd 'n uitweg. Ons spesialiseer in verkope van skere, kwaliteitskere
en hersteldienste op overlockers, Genome, Bernina, Elna, in die meeste make huishoudelike overlockers. Ek doen ook nou en dan vir mense spesiale reëling industriële masjien ook, overlocker. Dan doen ons natuurlik nou die naaimasjiene ook, van Genome, Empisal, Bernina, vele Japaneese make en vele make. Ja. Hulle kan maar altyd vir my kontak. En ja, soos ek sê, maar die werkwinkel op die oomblik is hier so by my op Vredenburg op die oomblik. Nou, Ek is die enigste hoe kan ek sê, groot winkel kombinasie op die oomblik van Frik. Ja. Ek onthou, ons het baie jare terug het ons baie al gekruis met die masjiene diens en daai tipe van ding en skare skerp maak en baie goeders. En dis verseker 'n plek waar jy met oop hande en 'n groot hart ontvang word en jy weet as jy jou masjiene en jou toerusting terugkry dat dit reg is. Dis ons belangrike fokus, is kwaliteitdiens. Ja. Noukeurige, dit is eintlik my pa het altyd gesê 'n naaimasjien het 7 duiweltjies. Partykeer is dit nie net 7 duiweltjies nie. Dit is 'n absolute siklus. Jy kan nie byvoorbeeld sê ek stel net die tension nie. Ja. Want dis nie net die tension nie. Dis daar skurwigheid op die naaldplate en daar is parkies wat geslyp is. En so jy moet 'n siklus kan ek sê begin en voltooi om op die einde van die dag 'n masjien te kry wat reg staan. Ja. Ja, en dan is dit watter tipe gare, jy moet kwaliteit gare gebruik, jy moet kwaliteit naalde gebruik, jou bobbentjies moet nie gebuig wees nie, allerhande klein tips. En natuurlik hoe jy die masjien hanteer, is baie belangrik. Ons werk is, ons maak 'n masjien reg. Nou as die masjien byvoorbeeld 100% reg, die persoon by die huis wat hom hanteer, hy moet hom reg hanteer. Hulle moet nie die wiel agter toe draai teen die meganisme hoe hy ontwerp is. Ja. Hy is ontwerp byvoorbeeld in 'n masjien se wiel. Meeste huishoudelike masjiene, jy draai die wiel antikloksgewys na jou hand, dis die meganisme hoe hy werk. Dis maar nou maar net 'n voorbeeld. As jy 'n lappie onder sit, die 2 garetjies lê agtertoe en jy laat sak die voetjie, dan hou jy die garetjies liggie so met jou vinger vas. Dan gee jy altyd 1, 2, 3 ankersteekies met jou hand vorentoe om daai ankersteke te maak. Dan kry jy nie 'n losse lus in die middel nie. Dis die mees basiese wenk van hantering. Ja. Dis daai 1, 2, 3 ankersteekies as jy begin. Dis 'n kleinigheidjies, maar dit kry hulle al daai tipe van, kan ons nou maar sê, tips. Ja. As ons die werkie gedoen het, en ons is baie persoonlike besigheid. Ons is nie, ons fokus op kwaliteitdiens, en jy kry baie persoonlike diens, en as daar enige iets sê, dan gee ons byvoorbeeld as 'n masjien gediens is, dan kry die alhoewel hy sy lappie onder het en alles is 100%, kry hulle 'n maand gratis verstellingswaarborg. Ja. So as die onvoorsiende intree of ietsie gebeur, en twyfel of iets volgens die kliënt nie tevrede nie, hulle bring die masjienkie, jobkaartjie is daar, kry hulle dan doen ons verstellings vir 'n maand lank gratis. Ek sê die masjien is reg as jy uitgaan, maar jy kry die waarborg ook kry jy by. Nou dit sê baie, as iemand so 'n waarborg gee en iemand is so opgelei met die jarelange ondervinding en die professionaliteit. Kyk julle, die tyd wat hierdie familiebesigheid nou al staan, sê vir jou een ding. Dis kwaliteit. Nie net in julle produkte nie, maar in julle diens. En 'n mens kom dit werklik agter met hoe julle met julle kliënte werk. Ons was wel een van julle kliënte en ons kan getuig van as jy hier instap, gaan jy met 'n smile uitstap. Frik, baie dankie dat ons by jou kom kuier vandag. Dankie vir die diens wat jy vir ons mense van Suid-Afrika bied, want dit is nie net 'n dorpsdiens nie. Ons waardeer besighede soos julle. Baie dankie Althea. Ja, soos ek sê, dit is ons hoofdoel om mense tevrede te stel, beste te doen. En ek is bly ek kan my lewenslange ondervinding
daarom nog toepas. Dit laat my goed voel. Baie dankie aan julle almal. Dankie. Dis 'n groot plesier. Nou ja, vir julle, mooi loop.